Suid-Afrika staar 'n krisis in die gesig. Nie net van misdaad nie, maar van 'n wet wat die private sekuriteitsbedryf kan lam lê en gemeenskappe weerloos sal laat. Op 28 Maart is voorgestelde wysigings aan die SIRA-wet in die Staatskoerant gepubliseer. As dit gewettig word, sal hierdie veranderinge die mense wat ons elke dag beskerm, ontneem van die vermoë om hul werk effektief te kan doen. Kom ons kyk na van die rooi vlae in hierdie wysigingswet. Nommer 1. Ontwapening tydens ondersoeke. As 'n sekuriteitsfirma slegs ondersoek word, vir watter ook al rede, sonder enige formele klagtes, mag hulle nie hul wagte bewapen nie. Dit skep 'n reuse geleentheid vir misbruik. 'n Vals beskuldiging kan 'n hele firma laat sluit en gemeenskappe sonder beskerming laat. Nommer 2. Geen wapens in openbare ruimtes nie. Volgens die nuwe reëls mag gewapende wagte nie meer in openbare plekke wapens dra nie tensy aan streng en baie onduidelike voorwaardes voldoen word. Soos die wysigings tans lees, kan dit beteken geen gewapende teenwoordigheid by winkelsentrums, skole, kerke of selfs jou huis nie. Nommer 3. Onwerkbare ammunisiebeperkings. Beperkings op die hoeveelheid ammunisie word ook ingestel. Wagte mag net 'n redelike aantal ammunisie aan hul dra. Maar wat is redelik? Dit word nie gedefinieer in die wysigings nie. 'n Wag by 'n myn wat teen swaar gewapende zamazamas te staan kom, het moontlik baie meer ammunisie nodig as 'n reaksiebeampte in 'n stil buurt. Die aantal benodigde ammunisie kan ook verskil van operasie tot operasie of buurt tot buurt. Dus maak hierdie vaagheid dit onuitvoerbaar en gevaarlik. Nommer 4. Beperkings op semi-outomatiese gewere. Taktiese eenhede, soos teenkaping, kontant en transito reaksiespanne en mynsekuriteit, sal spesiale toestemming nodig hê om semi-outomatiese wapens te gebruik. Sonder hierdie toerusting kan hulle nie effektief hul werk doen nie. Nommer 5. Onrealistiese wapennasporing. Elke vuurwapen moet glo 'n nasporingstoestel hê. Sekuriteitsmaatskappye hou reeds streng registers en stel verantwoordelike persone aan om register van hul wapens te hou. Hierdie reël is onnodige rompslomp en ignoreer die feit dat die Suid-Afrikaanse Polisiediens meer as 400 wapens verloor of gesteel aangemeld het in die laaste 4 boekjare. Punt nommer 6. Verbod op minder dodelike hulpmiddels. Rubberkoels, skokwapens en waterkanonne, almal belangrik vir skadebeheer, word verbied. Sonder dit het wagte geen manier om teen openbare geweld op te tree nie. En dis die perfekte resep vir chaos. Privaat sekuriteit is nie die probleem nie. Hierdie is opgeleide, verantwoordelike mense wat reeds onder streng regulasies werk. Hulle vul die leemte wat die regering geskep het in sy mislukking om misdaad te bekamp. In plaas daarvan om die wetsgehoorsaames te straf, moet die regering fokus op wetstoepassing en misdaadbekamping. Ons het tot 25 April 2025 om ons stemme te laat hoor. As hierdie wysigings deurgaan, sal privaat sekuriteitsbeamptes vir alle praktiese doeleindes ontwapen word, terwyl gewapende kriminele voortgaan om te doen wat hulle wil. Beskerm ons beskermers. Stop die ontwapening van private sekuriteit deur AfriForum te steun in hierdie geveg. Voeg jou naam by.